Here, omdat hy vir ons goed is, vooraf deur saam te sing Psalm 118, en ons sing vers 1, en nadat die Here ons geseën het, dan antwoord ons op sy seën met die woorde van Psalms van vers 7 van Psalm 118, dit is dan ons lofsang. Dit is die woorde, dit is die Here wat my gesterk het, hy is my lied, my psalmgesang, hy was dit wat my heil bewerk het, dus sal ek hom my lewe lank loof. Ek hoor alom die blye galme van vromes na die lydensnag, hulle tent weer klink van dankbare psalme, Gods regterhand doen grote krag. Maar nou vooraf sing ons eers vers 1. Loof die Heer met algesang, o Israel wees God verbly, sy goedheid vol ons, sy goedheid het ewig. Ik leer de toekomst af. Zijn tijd in de wereld. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemele en die aarde geskape het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede kom van God onze Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Het is die Heer wat my gesterk het, en is my lied, hy sal hy wat my uitgewerk het, en geskoof ek om weerkant van salwe, raad, ons bely ons geloof in die Here, om daardeur versterk te word, en dat ons ook gereed sal wees om die naam van die Here in hierdie wêreld onverskrokke te bely, die ware geloof in Jesus Christus. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, sy enige gebore seun van God voor al die eeue, uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik.
Hy het deur die profete gespreek. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Geliefdes, ons luister na die Here se wet om een rede, dat ons vanoggend opnuut sal besef hoe dankbaar ons moet wees teenoor die Here, dat ons deur Christus die wet mag onderhou. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Saterdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Saterdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord op die wet van die Here met Psalm 69, ons sing vers 1 en vers 14. In vers 14 word ons opgeroep om die Here te loof en te prys, laat aarde en hemel hom dan prys, die see en al wat dit deursweef, want God sal Sion laat herleef en Juda stede sal herrys. Dan vind Gods volk 'n erfdeel weer en wonings wie sy naam vereer. U sal ook in die prediking hoor van die erfdeel van die Here, waaroor ons hier sing vandag. Psalm 69, ons antwoord, vers 1 en vers 14 en daarna bid ons saam. Help my, o God, want ek is te want daar is ek is te en onder die waters. Ek roep my Jesus, my Vader, so bly van, laat daar den hemel is dan is on God sals on
God first falls for triumph and peace. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemele is. Ons dankie Here dat ons so mag sing en so bly mag wees in U naam as ons so saam is as U gemeente. Want Here, U naam is vir ons 'n sterke toring. Ons kan daarheen en daarin vlug. Ons kan vasgryp aan die kosbare naam van Jesus Christus, ons verlosser. Hoe heerlik en hoe lieflik is dit om U lof te besing. Dat U vir ons monde gegee het wat U lof mag verkondig. Daardie selfde monde wat dikwels en so maklik 'n fontein is van bitter en brak water, omskep U in monde wat U lof besing. En dit kom uit harte wat eens op 'n tyd dooie en verharde harte was. Harte wat deur U verander en vernuwe is, deur die inwonende werking van U Heilige Gees, wat van ons nuwe skepsele gemaak het. En nou herskep na U beeld, is ons waardig gemaak as U kinders om U lof te besing, om U grootheid in hierdie wêreld te verkondig. Ons dankie dat ons dit mag doen. Ons dankie Here dat U nie laat vaar die werke van U hande nie. Ons dankie dat U die troue verbondsgod is, wat van ewigheid tot ewigheid dieselfde is. Ons dankie dat ons vandag hier kan staan as U gemeente, wel bewus van die genade wat U oor ons uitgestort het. U groote liefde, U goedertierenheid, U barmhartigheid, wat duur tot in ewigheid. Hemelse Vader, ons is almal hier. Daar is nie 'n skaap hier wat afwesig is nie. Ja, U bring ons in U kraal bymekaar. U het ons gelei deur die geopende deur, sodat ons kon inkom. En nou net gaan ons hier vandaan uitgaan deur dieselfde geopende deur, om dit wat U op ons harte geskrywe het te gaan uitleef. Dis ook U genade. Ons dank U vir lewe en gesondheid. Ons dank U vir 'n jaar wat verby geskied het. 'n Jaar waarin U ons onderhou het. 'n Jaar waarin ons onderrig was in U woord, sodat ons vandag ook hier kan afsluit voordat ons elkeen van mekaar sal vertrek, as dit U wil is om weer saam te mag kom in die nuwe jaar. Dankie dat U ons vasgehou het. Dankie dat U ons deur moeilike tye gedra het, toe ons dalk moedeloos was, toe ons geen raad gehad het nie, toe ons verward was, daar dat ons gewonder het, wat sal van die toekoms word? U het altyd U hand oor ons gehou. U was die skaduwee aan ons regterhand.
En ons kan dan vandag ook bely, Here, was dit nie vir U teenwoordigheid in ons lewe nie, dan het ons gevallen bly lê. Dan sou ons so dikwels nie weer kon opstaan en voortgaan nie. Ons sou maar moed opgee, ons sou ontaard en soos die wêreld word. Here, dink aan U erfdeel. Dit sal ons vanoggend hoor uit U woord, hoe kosbaar dit is. Hier gekoop, deur die kosbare bloed van U enigste erfgenaam, Jesus Christus, wat sit aan U regterhand. Dink aan hom, Here, en sien ons in en deur hom. En as ons nou luister na U woord, wil U die lippe seën wat dit mag verkondig. Wil U self deur U Heilige Gees aan die woord kom. Wil U self die verklaarder van U woord wees. Beware sonder mens om sy eie gedagtes en opinies uit te lig. Brandhout wat uit die vuur geruk is, terwille van U gemeente. En seën U gemeente, seën ons van die kleinste tot die oudste. Ons almal wag op U. En U sal ons seën. Seën by U woord. Seën by die rots. Seën by U seun, Jesus Christus, wat ons so lief gehad het, dat hy sy kosbare bloed gestort het vir al ons sondes. Hoor ons gebed, as ons tot U sug, as ons U verwag in ons lewe, in Jesus se naam. Amen. Broeder en suster, ons sing in aansluiting by ons gebed met die oog op die prediking, Psalm 37. Ons sing vers 17 en 21. Ons word hier opgeroep deur die digter van hierdie Psalm in vers 21. Gaan voort. Gaan voort met onvertraagde stap en hoop op God in vreemdelingskap, totdat die aarde jou erfdeel word, die bose voor jou neer moet stort. Kom ons sing dit van harte tot lof van die Here. Verlaat die pad wat God verlaat, die geef van die rus staat, en dan erfdeel word. Sal jy voor die Here voor en voor met onvertraagd en van het schoon, omdat die aarde erfdeel wordt, die bose voor jou stort. Broeder en suster, ons skriflesing vanmôre is 1 Konings 21. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees, maar ons gaan ook saam lees uit ons belydenis. Dit is artikel
13 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ek vra dat u dit sal volg in die psalmboeke. Artikel 13 van die Nederlandse geloofsbelijdenis handel oor die voorsienigheid van God en is eintlik 'n opsomming van die preek. Ons lees eers 1 Konings hoofstuk 21. En na hierdie dinge het dit gebeur. Nabot, 'n Jesreeliet, het in Jesreel 'n wingerd gehad, wat langs die paleis van Agab, die koning van Samaria was. En Agab het met Nabot gespreek en gesê, gee my jou wingerd, dat dit my groentetuin kan word, want dit is naby langs aan my huis. Dan sal ek jou in die plek daarvan 'n wingerd gee wat beter is. Of as dit goed is in jou oë, sal ek jou die koopprys daarvan in silwer gee. Maar Nabot het vir Agab gesê, mag die Here my daarvoor bewaar dat ek die erfdeel van my vaders aan u sou gee. Toe kom Agab in sy huis verbitterd en toornig oor die woord van Nabot die Jesreeliet met hom gespreek het, naamlik ek mag die erfdeel van my vaders aan u nie gee nie. En hy het op sy bed gaan lê en sy gesig omgedraai en geen brood geëet nie. Daarop kom sy vrou Isebel by hom en sê vir hom, waarom is jou gees dan so verbitterd dat jy geen brood eet nie? En hy antwoord haar, omdat ek met Nabot die Jesreeliet gespreek en aan hom gesê het, gee my jou wingerd vir geld, of as jy wil, sal ek jou 'n wingerd in die plek daarvan gee. Maar hy het gesê, ek mag my wingerd nie aan u gee nie. Toe sê sy vrou Isebel vir hom, oefen jy nou die koningskap oor Israel uit? Staan op, eet brood, en laat jou hart vrolik wees, ek sal jou die wingerd van Nabot die Jesreeliet gee. Daarop het sy briewe in die naam van Agab geskrywe en met sy seël dit verseël en die brief gestuur aan die oudstes en die edeles wat in sy stad was, wat by Nabot gewoon het. En in die briewe het sy dit geskrywe, roep 'n vasdag uit en sit Nabot vooraan onder die volk. En sit 2 manne, deegniete teenoor hom wat teen hom getuig en sê, jy het God en die koning gevloek. Lei hom dan uit en stenig hom, dat hy sterwe. Die manne van sy stad, die oudstes en die edeles wat in sy stad gewoon het, maak toe soos Isebel laat weet het, soos geskrywe was in die briewe wat sy aan hulle gestuur het. Hulle het 'n vasdag uitgeroep en Nabot vooraan onder die volk gesit. Toe kom die 2 manne deegniete en gaan sit teenoor hom en die deegniete het teen hom, teen Nabot voor die volk getuig en gesê, Nabot het God en die koning gevloek. Daarop lei hulle hom buitekant die stad uit en stenig hom, sodat hy gesterf het. Daarna laat hulle Isebel weet, Nabot is gestenig en is dood. Net toe Isebel hoor dat Nabot gestenig en dood was, sê Isebel vir Agab, staan op, neem die wingerd van Nabot die Jesreeliet in besit, wat hy geweier het om vir geld aan jou te gee, want Nabot leef nie, maar is dood. Net toe Agab hoor dat Nabot dood was, het Agab opgestaan om na die wingerd van Nabot die Jesreeliet af te gaan, om dit in besit te neem. Maar die woord van die Here het tot Elia die Tisbiet gekom en gesê, maak jou klaar, gaan af, Agab, die koning van Israel wat in Samaria is, tegemoet, kyk, hy is in die wingerd van Nabot waarheen hy afgegaan het, om dit in besit te neem. En jy moet met hom spreek, en sê, so sê die Here, het jy doodgeslaan, en ook in besit geneem? Verder moet jy met hom spreek en sê, so spreek die Here, op die plek waar die honde die bloed van Nabot gelek het, sal die honde ook jou eie bloed lek. Daarop sê Agab vir Elia, het jy my gekry, my vyand? En hy antwoord, ek het u gekry,
omdat u uself verkoop het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Kyk, ek gaan onheil bring oor jou en jou skoon wegvee, en ek sal van Agab uitroei al wat manlik is in Israel, sonder uitsondering. En ek sal jou huis maak soos die huis van Jerobeam, die seun van Nebat, en soos die huis van Baesa, die seun van Ahia, weens die geterg waarmee jy my geterg het, en dat jy Israel laat sondig het. En ook oor Isebel het die Here gespreek en gesê, die honde sal Isebel eet by die voorskans van Jezreel. Die een wat van Agab in die stad sterwe, hom sal die honde eet, en wie in die veld sterwe, sal die voëls van die hemel eet. Waarlik, daar was niemand soos Agab wat homself verkoop het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here nie, omdat sy vrou Isebel hom verlei het. En hy het baie afskuwelik gehandel deur agter drekgode aan te loop, net soos die Amorite gedoen het, wat die Here voor die kinders van Israel uit verdrywe het. En toe Agab hierdie woorde hoor, het hy sy klere geskeur en 'n roukleed om sy lyf gebind en gevas, en hy het ook met die roukleed geslaap en stadig rondgeloop. Toe kom die woord van die Here tot Elia die Tisbiet en sê, het jy gesien dat Agab hom voor my aangesig verneder het? Omdat hy hom voor my aangesig verneder het, sal ek die onheil in sy dae nie bring nie. In die dae van sy seun sal ek die onheil oor sy huis bring. Ons lees tot sover, dan lees ons ook saam uit ons belydenis. Dis artikel 13 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Ons glo dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee het nie, maar dit volgens sy heilige wil so bestuur en regeer, dat in hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Tog is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie, en dra hy ook nie die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immer so groot en onbegryplik dat hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer, selfs al handel die duiwels en goddelose mense onregverdig. Ons wil ook nie verder as wat ons kan verstaan, nuuskierig ondersoek instel na die dinge wat hy bo die vermoë van die menslike verstand doen nie. Inteendeel, ons eerbiedig juis in alle nederigheid en in aanbidding die regverdige oordeele van God wat vir ons verborge is. Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is, om slegs te leer ken wat hy in sy woord aan ons openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry. Hierdie leer bied onuitspreeklike troos as ons daardeur geleer word dat niks per toeval oor ons kan kom nie, maar alles deur die beskikking van ons hemelse Vader oor ons kom. Hy waak oor ons met vaderlike sorg en heers so oor alle skepsels dat sonder die wil van ons Vader nie een haar van ons kop, ja, hulle is almal getel, en ook nie een mossie op die aarde kan val nie. Ons verlaat ons hierop omdat ons weet dat hy die duiwel en al ons vyande in toom hou, sodat hulle ons sonder sy toelating en wil geen skade kan aandoen nie. Daarom verwerp ons ook die gruwelike dwaling van die epikureërs wat sê dat God hom met niks bemoei nie en alle dinge aan die toeval oorlaat. Geliefdes, ons gaan vandag aan die besonder let op vers 3. Dit is 'n belydenis van Nabot teenoor Agab, en ook vers 20 in die afsluiting van die prediking. Maar Nabot het vir Agab gesê, mag die Here my daarvoor bewaar dat ek die erfdeel van my vaders aan u sou gee. In vers 20 hoor ons, daarop sê Agab vir Elia,
Het jy my gekry, my vyand? En hy antwoord, ek het u gekry, omdat u uself verkoop het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Daar is werklik waar geen mens op hierdie aarde wat 'n goeie aanbod wat na jou kant toe kom, sommer van die hand sal wys nie. 'n Goeie aanbod op die regte tyd bring tog soveel voordele en genoegdoening by 'n mens. Veral as ons daaraan dink dat alles tog maar aardse goed is, wat uiteindelik sal vergaan. Dalk gebeur dit nog eendag met jou of met my, dat ons die een of ander besitting van ons teen 'n enorme bedrag kan verkoop en jy nie nodig sal hê om ooit weer hoef te werk nie. Jy kan dan sommer van die rente van al daardie geld gaan lewe en die lewe geniet, soos jy nog altyd graag wou. Die voordele van so 'n aanbod wat na jou kant toe kom op die regte tyd bied gewoonlik ook dieselfde voordele en gerief vir jou nageslag, nie waar nie? Maar dit kan selfs nog beter gaan as dit wat jy in jou wildste drome kon droom. As jy iets wat in jou oë 'n minderwaardige besitting is kan ruil vir iets waaroor jy maar nog net gedroom het. Of dalk het jy nog nie daaroor gedroom nie, toe kom die aanbod sommer so van self en uit die bloute op jou af. En dit is amper te goed om waar te wees. Koop of ruil, dit maak nie saak nie. Dit kan van jou 'n ryk man maak en jou vrou en jou kinders en heel moontlik jou agterkleinkinders ook. 1 Konings 21 begin met hierdie woorde. En na hierdie dinge het dit gebeur. Iets groots het gebeur. Iets baie belangriks waarvan sover moontlik almal moet kennis neem. Ons kan ons voorstel wat die opskrif van hierdie spesifieke gebeurtenis in die koerante van die dag sou wees. Geliefdes, grootste aanbod van alle tye van die hand gewys. Tragiese gebeurtenis in Jesreel. 'n Man van Jesreel vloek God en die koning op die woord van 2 getuies en sterf. Duistere motiewe. 'n Slang in die gras. Of dalk 'n boer weier die regering se enorme aanbod vir sy grond. Maar nou lees ons nie vanmôre koerant nie. Ons lees die Bybel. Ons hoor die woord van die Here wat sê wat waaragtig daar gebeur het sodat ons kan leer en weer diep sal insien en verstaan wat in die alledaagse gebeurtenisse gebeur met hooggeplaaste mense en eenvoudige landsburgers, ek en jy. Wat met myself aan die gebeur is in die lewe van elke dag. Die koning van alle konings is hier aan die woord, geliefdes. En in Hebreërs 6 vers 18 leer ons dat dit onmoontlik is dat God sou lieg. Psalm 11 vers 4 herinner ons, die Here is in sy heilige paleis. Die troon van die Here is in die hemel. Sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders. Prediker leer ons in hoofstuk 8 vers 11 en 12, omdat die oordeel oor 'n verkeerde daad nie gou voltrek word nie, daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen, aangesien 'n sondaar 100 maal kwaad doen en hy lank lewe. Alhoewel ek weet dat dit goed sal gaan met die wat God vrees, omdat hulle voor sy aangesig vrees.
Die aanbod wat aan jou gemaak word, en hoe voordelig dit ook al mag wees, is nie die groot saak waaroor dit gaan nie. Wat saak maak, is dat jy God sal vrees, en dat jy weer vandag opnuut sal besef en dit onthou, dat dit nie goed sal gaan met die goddelose nie, en dat hy die dae nie sal verleng soos 'n skaduwee nie, omdat hy voor die aangesig van God nie vrees nie. So lees ons verder hier in Prediker 8 vers 13. Die vrees voor die aangesig van God het heeltemal verdwyn. So maklik gebeur dit. Let tog vanmôre daarop, my broeder en suster, hoe maklik dit gebeur. So uit die bloute en heel onverwags het hierdie aanbod van Agab na Nabot toe gekom. En nou sal ons dink dat Nabot 'n eenvoudige boer in besit van 'n ou klein grondjie met 'n klein wingerd hierdie aanbod van die koning beslis nie van die hand sou wys nie. En die koning het ook nie enigstens 'n verwagting gehad dat Nabot dit sou kon weier nie. Agab wou ook die wingerd, en lees maar mooi daar, op 'n eerlike en 'n regverdige wyse bekom. Dan kom die antwoord van Nabot tot die koning: mag die Here my daarvoor bewaar dat ek die erfdeel van my vaders aan u sou gee. Hierdie antwoord is geskryf met 'n uitroepteken. En nee, hy het nie op die koning geskreeu en hom gevloek nie, of sy wapens en ammunisie gaan regkry om oorlog te maak en te veg nie. Hy het alleen maar sy geloof in die Here bely. Hy het voor die aangesig van die Here gevrees, toe hy verklaar het: mag die Here my daarvoor bewaar dat ek die erfdeel van my vaders aan u sou gee. Jy sien, broeder en suster, daar is nie iets soos aardse goed waarvan ek kan afstand doen of aanskaf soos dit my pas of soos wat ek myself voorneem nie. Ons sê dit maklik. Dis nog aardse goed. Psalm 24 vers 1 en 2 leer aan ons: die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die see. Ek wil dit nie ruil nie. En ek wil dit ook nie verkoop nie. Dit is die antwoord van Nabot. Die wingerd van Nabot was 'n erfdeel wat sy vaders aan hom nagelaat het, en hierdie erfenis het van kind tot kind oorgegaan, en nou was dit Nabot se eiendom. Ons kan nou vra, maar was Nabot nou nie te geheg aan hierdie ou stukkie aardse besittingkie nie? En deur dit aan die koning van Israel te verkoop, kon baie deure voor hom oopgeswaai het. Ons weet dit tog. Die transaksie was ook eerbaar aangebied. Die voordele was so groot, hy en sy familie sou skatryk ander kant kon uitgestap het. Maar vir Nabot was dit die erfdeel van sy vader. En volgens God se instelling vir Israel moet die erfenis bly in die stamgebied aan wie dit behoort. Die erfeniswaarde wat dit vir Nabot gehad het, was die rede waarom hy daarin so verknog was. Die apostel Paulus omskryf hierdie erfeniswaarde in Handelinge 17 vers 26 tot 28 as volg: en hy, dit is God, het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek
of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Hoeveel van ons, geliefdes, besit nog die erwe van ons Vader? Dink bietjie vandag weer 'n slag goed na daaroor, doen moeite en vat tyd om daaroor na te dink, hoeveel van die erwe van ons Vader ons al verruil en verkoop het. Ken ons nog die diepte van ons belydenis en die gebed van die 4de strofe van die stem, waar ons singend voorpleit dat die erwe van ons Vader vir ons kinders erwe bly? Sing dit nie meer nie. Want hulle die stem gevat. Hulle het ons stem gevat. Ons is stil. Hoeveel van ons mense weier volstrek jaar na jaar om die waarde van hierdie erfenis op 16 Desember weer in herinnering te bring en te vrees voor die aangesig van God? Ja, die vrees voor God het verdwyn. Ons huise lê in pyn. Ons lê almal soos daardie klomp dorre, dooie bene in die laagte daar in Jesegiel 37. Ons kan nie roer of beweeg nie. Die nalatenskap van die stryd by Bloedrivier, wat die grens was wat die Here vasgestel het vir ons lewe en tot ons behou teen die magte van die bose geeste in die lig, die nalatenskap van die reformatie met die skat van ons belydenisskrifte, het ons lankal verruil vir die goedkoop aanbiedinge van alles en nog wat vir ons op 'n skinkbord aangebied word op sosiale media. Ons dra nog die naam van kerk, maar hoeveel van ons ken en stry nog vir die waarheid van God se woord? Of oorweeg ons wat vir ons die beste en die gemaklikste sal wees? Huis en gemaklik by die huis, ons laaste skans, voel ek soos 'n dapper muis. En daar is niks, ja niks waarvoor ek skrik nie. Vir niemand is ek bang. Daar is niks wat my kan vang. Daar is niks waarvoor ek skrik nie. Gerieflik en gemaklik, maar dalk sonder die Here. En Nabot sê, mag die Here my daarvoor bewaar. Let op sy antwoord. Hy sê nie, oor my dooie liggaam sal dit nooit gebeur nie. Nee, hy sê, mag die Here my daarvoor bewaar. Hierdie belydenis van 'n eenvoudige boer met 'n klein stukkie grond en 'n nietige wingerd word 'n kragtige getuienis van geloof, gehoorsaamheid en beginselvasheid in 'n tyd van die grootste korrupsie en magsmisbruik in Israel se geskiedenis, en staan Nabot vas op die woord van God. Maar hoe het die Here hom toe bewaar daarvoor, geliefdes? Deur hom oor te gee en hom saam met sy erfdeel prys te gee? Is dit wat God doen? Hoe rym hierdie dinge? Daar was lustig teen hom gehandel toe Agab se goddelose vrou Isebel in 'n skrywe aan die oudstes en edeles van sy stad sy moord fyn beplan en deegniete vals teen hom laat getuig het, sodat die verdere verloop van die transaksie uiteindelik plaasgevind het en afgehandel is bo-oor sy dooie liggaam. Hoe die Here egter die erfgename en die erfgoed van die Vader nog altyd bewaar het, soos ons nou net in artikel 13 gehoor het, broeder en suster, dit gaan ons verstand te bowe. Dit gaan ons logika ver te bowe.
Die verloop en uitkoms van die Here se werk in ons lewe rym nie met ons planne nie. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle weë is nie my weë nie, spreek die Here, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Jesaja 55. Nou lees ons in 2 Konings 9 vers 26. Dit nie net Nabot nie, maar ook sy seuns, sy erfgename. En daardie selfde nag buitekant die stad uitgelei, daar gestenig en vermoor is, sodat die bloed uit hulle wonde afgeloop het in die dam wat onder die helling van die hemel van Samaria was. Daar sou nie 'n erfgenaam oorbly om ooit daardie wingerd op te eis nie. Daarvan het hulle seker gemaak. So sou Nabot en sy seuns uiteindelik heenwysers word en hulle lewe getuienis lewer van die erfgenaam van God. Ons Here Jesus Christus, wat God volgens Hebreërs 1 vers 2 oor alles aangestel het en deur wie hy ook die wêreld gemaak het, wat onskuldig en op slinkse wyse ter dood veroordeel en vermoor is. Beide Nabot en Jesus het geweier om hulle erfdeel prys te gee. Nabot sy wingerd en Jesus sy wingerd. En sy sending na hierdie wêreld deur sy Vader as die verlosser van hierdie wêreld. Die naam van Nabot beteken vrug. En ironies genoeg is dit juis sy wingerd 'n simbool van vrugbaarheid wat die middelpunt van hierdie verhaal is. Sy lewe getuig van geestelike vrugbaarheid en hy dra die vrug van gehoorsaamheid aan God se wet. In Levitikus 25 vers 23 het die Here uitdruklik beveel, die grond moet ook nie vir altyd verkoop word nie, want die land is myne, omdat julle vreemdelinge en bywoners by my is. Die land en die grond en alles wat daarop wemel en lewe behoort aan die Here. Jesus Christus is die enigste erfgenaam van alle dinge. Dit is Nabot se belydenis. Jy sien, broeder en suster, Nabot was soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, Psalm 1. Wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nooit verwelk nie. Hy was die man in Psalm 1 wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Hy was 'n loot wat kon vrug dra omdat hy ingeënt was op die ware wynstok. En al raak hierdie wêreld waarin ons lewe spoedig van die Nabotte ontslaa, sal hy nooit kan ontslaa raak van die God van Nabot nie. Die bloed van Nabot het gevloei en die bloed van ons vadere het gevloei en die bloed van ons en ons kinders gaan dalk nog vloei onder die tirannie van die duiwel, maar die bloed van Jesus het reeds vir sy erfgename gevloei. Daarom alleen sal ons ewige erfenis wat hy aan ons beloof het, eendag in besit neem. Op sy woord. Dis die enigste grond van ons behoudenis, die grond wat ons nooit mag verlaat of verkoop of verruil nie. Nou sal die aanbiedinge van ruil en koop en verkoop bly tot in die laaste nageslag. Maar wat ook moet bly, is hoe ons daarop gaan antwoord. Mag die Here my daarvoor bewaar, dat ek die erfdeel van my vaders
aan u sal gee. Nee, geliefdes, as die wêreld in sy magtig is en die valse kerk dit twyfel of ons dan wettige erfgename is omdat ons die wingerd wat die koning aan ons aanbied nie wou aanneem nie, dan bly die godsvolk hulle lewe lank liewer kruipend en vlugtend, maar terselfdertyd bly ons hopend en smagtend en honger en dors na die geregtigheid van Jesus Christus. Diegene wat die sonde en ongehoorsaamheid liefhet, is 'n vyand van die waarheid. Maar elkeen wat deur die genade van God die waarheid leer liefkry het, het 'n vyand van die sonde en ongehoorsaamheid geword. Mag die Here ons daarvoor bewaar. Ons weet dit, dat die wingerd van Agab nie dieselfde is as die wingerd van Nabot nie. Vir Nabot was sy wingerd nie maar net 'n stuk grond waarop hy kon boer en 'n bestaan kon maak nie, en wat hy elke dag op gesukkel en voortgeploeg het nie. Dit was 'n deel van die verbondserfenis wat God aan sy volk gegee het. Maar in 'n wêreld waar alles gekoop, verkoop en geruil kan word, leer Nabot se lewe en sy dood ons dat daar dinge is wat ononderhandelbaar is. Veral nie dit wat aan God behoort nie, en alles behoort aan God. Sonder uitsondering. Mag die Here ons daarvoor bewaar. Agab gaan dit net oor die hier en die nou. En hy leef vir die oomblik dat hy dit in besit kan neem, dit wat sy oë gesien en begeer het, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. Dit het hom soos 'n stout kind laat optree totdat hy uiteindelik sy sin gekry het. Hy sondig uiteindelik teen die 10de gebod. En hy oortree God se heilige wet. En nou die vraag: waar gaan die Here jou uiteindelik kry? Wanneer jy so besig raak met jou dinge van elke dag, dat jy nie meer besef waarmee jy besig is nie. Waar gaan die Here jou kry? Dalk ook op 'n onregmatige plek soos Agab, toe dit bietjie stil word, en hy homself bevind in die wingerd van Nabot, nadat hy afgegaan het om dit in besit te neem. En hoe sal ek en jy reageer die dag as die Here wat alles sien en weet, by monde van die mense wat hy na ons toe stuur, kom om ons te waarsku en terug te roep na sy woord? Soos wat Elia na Agab gestuur was tot sy behoud, so sê die Here. Sal jy dan ook, soos Agab sê, het jy my toe gekry, my vyand? Het jy nou alweer net hier opgedaag om my pret te bederf? Hoor wat sê die woord van die Here aan hom: ek het u gekry, omdat u uself verkoop het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Jy sien, eenmaal sal die woord van waarheid jou vind. Hy sal jou kry. Mag ek jou vandag hierdie vraag vra: het die woord van die Here jou al oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel? Jy het nog geleentheid en tyd, maar die geleentheid is hier. En die tyd is nou, vandag. As jy die Here se roepstem hoor, moenie jou hart verhard nie. Kyk mooi na jou erfenis en hoe jy in die praktyk met ons erfdeel uit die hand van die Here optree. En daaroor heers. Heers daaroor soos konings en koninginne moet heers. As man en vrou in alle liefde en onderdanigheid teenoor mekaar. As kinders in liefde en gehoorsaamheid teenoor ons ouers. Jy weet, ons is as erfdeel aan mekaar gegee. Jy het iets ontvang wat baie kosbaar is. En dit behoort aan die Here.
En daarom moet jy dit baie mooi oppas, nie waar nie, broeder en suster? Hoe praat ons met mekaar by die huis? Manne, moenie julle vroue verruil vir 'n ander vrou nie. Vir dit wat sy kan aanbied nie. Let mooi op hoe jy dink, hoe jy praat en hoe jy optree teenoor haar en die ander mense wat op jou pad kom. Bid. Bid dat die Here jou sal lei en bewaar en dat ons huisgesinne nie sal word en lyk soos wêreldse manne, vroue en kinders nie. Oortuig jouself vandag van jou eie sonde voor die Here en bid voortdurend dat die Here ons sal lei en bewaar. By meer as een geleentheid het die roepstem van God deur die profeet Elia tot Agab gekom. En so kom dit ook vandag nog 'n keer na jou en na my. Besef jy die genade dat God jou hier kom kry het vandag? Jy sien, broeder en suster, jy kan dalk heelwat vriende hê waarmee jy baie vroom oor godsdiens gesels. Maar as dit by die praktyk van gehoorsaamheid aan die woord van die Here kom, dan staan jy dalk op die ou einde soos Nabot, stoksiel alleen by die waarheid. Nabot is wel vermoor, maar hy is nou al vir eeue daar as martelaar voor die troon van God, voor God se heilige aangesig. Wat 'n genade, wat 'n erfenis is daar net nie vir ons berei om eendag in besit te neem nie. Mag die Here my daarvoor bewaar. Amen. Kom ons dank die Here daarvoor. Onse Vader in die hemel, hoe kostlik is u guns, o God. Hoe roep die mensekinders tot u en skuil onder u vleuels van beskerming. U het ons vandag weer hier kom kry. En u het ons geroep om lewensbly te wandel in u lig, want in u lig sien ons die lig. Nou stuur u ons hier vandaan, Here, met hierdie wonderlike en vertroostende boodskap van 'n erfdeel wat so groot en so skoon en so rein is, dat ons met blymoedig kan teruggaan en sal stry, hard sal stry vir die waarheid. Dit alles behoort aan u. Ons het dit uit u hand ontvang. En ons wil dit so oppas, Here, dat ons daaroor elke dag, maar ook eendag rekenskap sal kan doen. Ons dankie dat u ons roep en stuur en gebruik na u wie u wil. Wil u dan ook vir ons harte gee wat onverbiddelik vas staan in die beloftes van u woord en u wet, sodat ons sonder huiwering u naam in hierdie wêreld sal bely. Ons bid vir elkeen in hierdie tyd wat voorlê, waar ons mekaar nie sal sien nie. Wil u ons herinner daaraan dat ons vir mekaar sal bid, dat ons nie sal nalat om te hoor hoe dit gaan nie. En Here, vergader altyd u kudde weer op die regte tyd, sodat ons een kudde en een herder sal wees, wat luister na die stem van die goeie herder. Bewaar ons, bewaar my, dat ek die erfdeel van my Vader sal verkoop of verruil, in Jesus se naam. Amen. Ons sluit af nadat ons die liefdegawe opgeneem het met Psalm 119, vers 39, 41 en 42.
sonder dat ek dit voorlees. Ons ontvang die seën van die Here en ons gaan daarmee in sy vrede. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. Amen.